Goeiedag en baie welkom by sessie 4 van module 3. In hierdie module praat ons spesifiek oor roeping. Ons het nou al gesien dat die primêre roeping is dat ons sal leer om vir God toe te laat, om vir ons 'n God te wees, sodat hy die bron word van waaruit ons leef en ons sal sy gehoorsame kinders wees. Want dis die enigste manier waarop ons regtig vir God kan verteenwoordig in hierdie wêreld, wat die doel is waarvoor hy ons geskep het, om hom te verteenwoordig. En daardie doel kan net bereik word as ons vanuit hom as bron leef, want dan leef ons vanuit die volkome voorsiening wat God gemaak het, om vir ons alles te gee wat ons nodig het, om hierdie rol te kan vervul. En in die vorige sessie het ons gekyk na daardie voorsiening, hoe dit volmaak gegee is vir ons. Nou nog 'n verhaal waarin ons geweldig baie kan leer van ons roeping en die pad wat God met ons loop, is die pragtige verhaal van Josef, soos wat dit in Genesis vertel word. Nou ons weet, Josef was die tweede jongste van sy pa se seuns, die seun wat hy by sy liefling vrou gehad het. En daarom het Josef 'n baie spesiale plek in sy pa se hart gehad. Hy het soms soort van 'n witbroodjie gewees. Daarom het sy broers natuurlik nie baie van hom gehou nie. En sy broers was heelwat ouer as hy, so hulle het al redelik gewerk as skaapwagters in die veld en so aan terwyl Josef nog by die huis was. En dan kry Josef op 'n baie jong ouderdom 'n droom, waarin hy sien hoe hulle almal op die land werk en gerwe maak, en dan kom die gerwe van sy broers en sy pa en buig voor sy gerf. Nou daar het God al in Josef se hart begin werk, en hom bewus gemaak daarvan, dat hy 'n plan en 'n doel met hom het. En ongelukkig het Josef bietjie voortydig, dink ek, te haastig, hierdie droom met sy pa en sy broers gedeel. En dit het die jaloesie net nog groter gemaak. Daarin sien 'n mens nogal dat dit nie so verstandig is om altyd oorhaastig 'n visie of 'n droom met ander te deel nie. Mens kan maar eerder geduldig wees en kyk en wag wat God gaan doen. In elk geval, ek dink almal ken die storie van Josef, hoe dit dan op die ouend gebeur dat hy vir sy broers kos vat as hulle in die veld is, dat hulle hom verkoop as 'n slaaf aan 'n klompie Egiptenare, en hy dan in Egipte beland en daar aan Potifar verkoop word as Potifar se slaaf in sy huis. En dan lees ons 'n merkwaardige ding wat daar gebeur, want nou na dit alles, kyk, nadat Josef eers in 'n put gegooi is en nou as slaaf verkoop is, het hy natuurlik baie rede gehad om vanuit menslike oogpunt baie ongelukkig en ontevrede te wees. Want wat gaan nou aan? Waarmee is God besig? Is God dan nie in beheer van alles soos ons altyd sê nie? Is dit God wat al hierdie dinge op sy pad bring? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink is doodgewoon sy broers se jaloesie, die neidigheid en afguns van sy broers. Maar wat ons wel in hierdie verhaal sien, selfs mense se boosheid en mense se bose planne, kan God nie keer wanneer God op pad is met iemand nie. En Josef het wel 'n spesiale verhouding met God gehad, want hy het deur dit alles nie ontevrede geraak nie. Hy het nie begin kla en was nie ontevrede oor sy lewe nie. Hy het sy oë op God gehou. Want dan lees ons daar dat Potifar opgelet het dat God met hom was. En dan staan daar dat Potifar gesien het dat alles wat Josef doen goed uitwerk. Dat God se hand met hom is. En dit is 'n baie treffende voorbeeld van wat dit beteken om geroep te wees. Want Josef is geroep as God se verteenwoordiger om in sy diens te staan, en dis wat hy doen, ongeag waar hy kom. Ook hier in Potifar se huis leef hy as verteenwoordiger van God. En jy weet, as 'n mens leef as God se verteenwoordiger, kan dit nie weggesteek word nie. Mense sien dit raak. So Potifar sien dit raak. En daarom stel hy vir Josef aan heeltemal as hoof van sy huishouding. Nou, dan neem die verhaal weer 'n ander koers wat ook nogal verrassend is. Potifar is baie weg van die huis af. Josef is op daai stadium 'n baie aantreklike, fikse, gesonde jong man. En Potifar se vrou kry dan 'n oogie op Josef en sy probeer hom verlei. Maar ook daardie versoeking weerstaan Josef, want steeds is hy bewus daarvan. Hy is daar as God se verteenwoordiger.
Nou ek kan dink aan verskriklik baie mans wat in so 'n situasie dalk nou ongelukkig sal voel, ontevrede sal wees en dan bloot omdat alles dan nou skynbaar teen hulle is, nie meer sal omgee nie. En sal dink, "Wel, hier kom 'n geleentheid. Hoekom sal ek dit nie doen nie? Niemand ken my nie, niemand sien my nie. Niemand weet eers waar ek vandaan kom nie, ek is maar net 'n slaaf. Hoekom sal ek myself nie geniet nie?" Maar sien, Josef weet wie hy is. Hy weet hy verteenwoordig die lewende God. Hy weet hy is in diens van die lewende God. Daarom doen hy dit nie. En ons ken die storie hoe Potifar se vrou dan nou ongelukkig daarmee is en op die ou end vir Josef op 'n manier verlei en dan amper in 'n lokval stel en hom beskuldig dat hy haar probeer aanrand het. En dan beland hy op grond van 'n valse beskuldiging in die tronk. En dan lees ons weer dieselfde ding gebeur. Elke mens het altyd 'n keuse. Josef kan in 'n hoekie gaan sit daar in die tronk en sulk, ontevrede dat hy nou daar moet beland, selfs nadat hy sy bes gedoen het om vir Potifar te dien. Maar nee, Josef se oë bly op God. Hy leef as verteenwoordiger van God. Hy bly bewus daarvan. En daarom staan daar weer, God was by Josef daar in die tronk. En dan gebeur dit dat die tronkbewaarder wat daar in hoof is, dit raak sien. Weer, dit kan nie weggesteek word as iemand in diens van God leef en as sy verteenwoordiger leef nie. En weer word Josef aangestel in 'n spesiale posisie om die tronkbewaarder te help met sy werk. En dan gebeur daar ook natuurlik die ding dat 2 van die mense wat saam met Josef in die tronk is, hierdie buitengewone drome kry, wat hulle vir Josef van vertel, die skinker en die bakker van die koning wat in die tronk was. Josef lê die drome uit, en hy sê dan vir die skinker wat weer aangestel sal word in diens van die koning, onthou my tog asseblief as jy daar kom, doen tog vir my 'n woordjie daar, ek is vals beskuldig, ek moenie eintlik regtig hier wees nie. Maar hy vergeet natuurlik daarvan. En dan eers ruk later droom die farao ook 'n besondere droom. En dan is die farao nou sy waarsêers en wyse manne uitnooi om na hom toe te kom en vir hom hierdie droom te probeer uitlê. Hoor die skinker dit en hy onthou van Josef. Dan vertel hy die farao van Josef en word hy natuurlik geroep. En Josef dadelik weer sê net, die farao moet tog nie dink hy is so besonder dat hy sulke dinge kan doen nie. Maar die God wat hy dien is in staat om drome en raaisels bekend te maak. En hy sal vir God vra. So weer, hy is nie bang of skaam om te sê wie hy is, dat hy leef as verteenwoordiger van God nie. En dan weet ons hoe hy weer daardie droom ook uitlê. En dit daartoe lei dat hy op die ou end deur die farao aangestel word om nou beheer oor te neem, om voorsiening te maak vir die 7 maarjare wat kom. Want volgens die droom sal daar 7 goeie jare wees, goeie oeste en dan 7 swak jare van droogte. En Josef kry dan die taak om seker te maak dat daar genoeg voorsiening sal wees vir die swak jare. Ons weet hoe sy broers dan op die ou end kom kos koop. En Josef dan eintlik 'n baie goeie geleentheid het om hulle terug te betaal. Maar weer is daar by hom geen naaiwer nie, geen woede nie, geen wrok nie. Hy sê nie nou het ek die kans, nou gaan ek julle laat betaal nie. Hy bly bewus daarvan dat God hom daarheen gestuur het en dat hy in diens van God is. So hy steek wel aanvanklik sy identiteit weg, want hy wou graag net eers sy broers toets om te kyk of hulle dalk al verander het in hulle gesindheid en in hulle harte. Om net iets daarvan seker te maak. En dan kom hy agter dat hulle wel verander het en op die ou end laat hy sy pa en sy broers almal soontoe kom. En dan lees ons ook 'n baie besondere ding, dat Josef nou die 2 seuns wat hy gehad het, gee hy vir hulle besondere name met betekenis. Hy noem die oudste Manasse, want Manasse beteken God het my laat vergeet, want hy sê God het my al die swaar kry laat vergeet wat my broers my aangedoen het. Dit getuig van 'n stuk genesing wat hy ook beleef het. Hoe weet ons, dalk in die tronk, dalk nadat hy as onderkoning aangestel is. En dan noem hy sy jongste seun Efraim, want sê hy, God het my vrugbaar gemaak in die land waar ek verneder was. Net die feit dat hy dit kan doen en vir sy seuns hierdie name kan gee met hierdie betekenis, wys net die baie diep bewuswording by Josef, dat hy in en deur alles nog altyd in God se diens was.
en dat God hom vasgehou het, God hom gedra het, versorg het. Hy leef as verteenwoordiger van God. Hy laat vir God toe om vir hom 'n God te wees. Maak nie saak of hy in sy pa se huis is, of hy in 'n put gegooi word, of hy as 'n slaaf werk, of hy in die tronk is, en of hy onderkoning van die land is nie. Niks van daardie goed bepaal wie Josef is nie. Net een ding bepaal dit, en dit is dat hy verteenwoordiger van God is, en aan hom behoort. En dit is wat in sy lewe uitstaan. Josef het nooit sukses nagejaag, 'n posisie nagejaag, sodat sy broers voor hom kan buig nie. In die koninkryk van God gaan dit nie daaroor dat ons sukses moet najaag vir onsself nie, want dan gaan dit oor jou eie koninkryk. Dit gaan net oor gehoorsaamheid aan God, en die uitkoms is dan in sy hande, en hy sorg dan vir jou. En of dit sal lei tot wat in die oë van die wêreld lyk as sukses, soos in Josef se geval, maak nie saak nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Want selfs dan as sy broers na sy pa se dood bekommerd en besorg is, dat Josef hulle nou sal Josef ons dalk terugkry, dis wat hulle dink. Dan sê Josef, nee, hoekom dink julle so? Kan julle dan nie verstaan nie? Dis nie eintlik julle wat my gesorg het dat ek in Egipte beland nie. Dis God wat my hierheen gestuur het. Hy het my vooruitgestuur om voorsiening te maak. So steeds is daar by hom hierdie diep bewussyn dat sy lewe in God se hand is. En al lyk dit vir die wêreld asof dit nou nie volgens plan verloop nie, nog al die tyd hou hy vas. Hy is in God se hande. En dis wat roeping in 'n mens se lewe doen. Dit gee vir jou daai anker, daai stabiliteit. Maak nie saak wat op jou pad kom nie. Jy leef as verteenwoordiger van God, geroep om vir hom 'n kind te wees. Hy sal vir jou God wees. En dis al wat saak maak. Dit moet altyd die belangrikste fokus in jou lewe bly. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.